Baie welkom. Die ander Mike het vanoggend besluit hy wil nie meer werk nie. So ek is nou amptelik sonder 'n mic. Wat 'n voorreg het ons nie om vanoggend weer in die huis van die Here bymekaar te kan kom met die uitsluitlike doel om sy naam groot te maak nie. Dit is vir my altyd lekker om bymekaar te kan kom op 'n Sondagoggend en te sê ek het sommer nou krag om hierdie volgende week in te gaan en te gaan sê, Jesus, ons was weer bymekaar gewees. Ek het mense gesien wat ek van hou, ek het mense gesien wat ek nie oor die weg kom. Ek was net op my happy place gewees. Ons het vanoggend het ons nagmaal en nagmaal en ek sê dit en ek sal dit altyd bly sê is nie 'n kerkinstelling nie. Nagmaal is 'n instelling wat Jesus vir ons gebring het. En omdat Jesus dit vir ons gegee het, is een en elkeen welkom om die nagmaal te gebruik. Dis in jou hart wat jy nagmaal gebruik. Dis nie 'n kerkse voorstelling of as jy dit of wanneer jy dit kan jy nie nagmaal gebruik nie. Nagmaal is daar vir ons as gelowiges om die Jesus se nagedagtenis te verkondig. En dit is ook wat ons dan doen met die nagmaal vanoggend ook. Kom ons sit net so in ons buigiehoofde. Almagtige God en Vader, U is liefde. U is alomteenwoordig. U is ook hier vanoggend met ons, in ons, by ons. Here, waar ons vanoggend opgestaan het in 'n wêreld wat deurmekaar is, weet ons U is nog steeds daar. Want U is in beheer. Dankie Here vir U genade. Dankie vir die vrede. Dankie dat ons U kinders genoem kan word. Here, ons bid vandag U seën oor hierdie diens toe. Mag U wil geskied en mag U woorde ons ore bereik. Dankie Here dat ons gaan saamkom as medegelowiges om U naam groot te maak. Die naam van Jesus Christus alleen. Amen. Ons het een persoon wat môre verjaar, maar môre is baie genoeg aan vandag, so ons kan dit maar vandag ook al begin vier. Ek sê altyd, vandag is my verjaar, as ek die dag voor ek verjaar, en sê ek, vandag is my verjaarsdag, môre is my geboortedag herdenking. Want jy moet dit daarom so 'n bietjie kan uittrek. Leanne, baie geluk met jou verjaarsdag vandag. Môre sal jou geboortedagsherdenking wees. So baie geluk. En mag die Here se seën oor jou wees in hierdie nuwe lewensjaar wat vir jou voorlê. Ek het net so gekyk, toe sien ek daar's 'n temptasietafel daar aan die ander kant. En ons gaan almal uitnooi na die tyd om saam koek en lekker dinge te gaan eet. En dan die skattejag, die einde van hierdie maand. Ons is nou alweer in Maart, ons kan maar weer 'n bladsytjie gaan afskeer. Ek dink is die 25ste as ek reg kan onthou, is die skattejag aan. Asseblief, as daar enigiemand is wat wil deel met die reëlings, laat weet my, of kom sê vir my, of stuur 'n posduif, maar kom net by my uit. Ria, ek vergeet dit laas Sondag en ek het asseblief, kan ek dit sommer, sal nie graag vir passe. Ek loop met my tas rond en ek het dit hier kom sit met 'n doel of jou te gee, en amper miskien nou gekyk het nie, was dit ook daarmee heen gewees. So, dit is belangrik dat die regte papiere by die regte mense uitkom. Dan wil ek net weet, die Relay for Life is volgende Vrydag aand. Ons het ten minste 10 mense nodig vir dit. Is daar die lys is op die tafel, asseblief na die diens, laat weet ons net, of sit net jou naam op as jy wil gaan. Dis van 6 tot 6 uur die aand tot 6 uur die oggend by Laagveld Laerskool se rugby, op hulle rugbyveld. So, daaroor ook, sal vir julle meer inligting gee na die tyd. Is daar nog enige iets waarvan ek nie bewus was nie? Okay, daar's hy. Kom ons staan saam en ons loof die Here, want die Here is vir ons goed. Ons gaan
En ons sing tot eer en verheerliking van die Here se naam. En ons liedjies wat ons vandag gaan sing, die eerste 2, gaan julle weer eens so 'n bietjie Hebreëus leer. So dis nie vreemde tale nie, dis Hebreëus. Ons sing saam, die woorde is op die bord, en ons almal ken die liedjies. Staan saam en ons sing heerlik tot verheerliking van die Here se naam. Is dit nie die wonderlikste getuienis wat ons kan hê nie? Om te sê, Jesus leef in my. Ek laat hom toe om deur my te leef. Ek het die keuse gemaak om hom aan te neem en te sê, U leef in my. Ons is sondag mense, maar ons kan ook die Here in ons lewe toelaat en sê, ek wil graag meer soos Jesus wees. Ons gaan oorgaan om die nagmaal te gebruik, en ek wil vanoggend vir 2 mense 'n keuse gee. En as die Here voel, dit maak nie saak of dit 'n man of 'n vrou is, want Veronica sê vir my, maar wat nou as 'n vrou? Dit maak nie saak, man of vrou nie, om die nagmaal te bedien. So as die Here dit op jou hart lê om te sê, ek wil vanoggend opstaan en ek wil die nagmaal bedien, asseblief, wees vry. Hoekom gebruik ons nagmaal? Want ons gebruik nagmaal om te onthou wat Jesus vir ons gedoen het. Sy reddingswerk, deur sy dood, maar ook deur sy opstanding. Jesus self het vir ons die nagmaal geleer, en gesê, ons moet dit gereeld gebruik, om te onthou vir wat hy vir ons gedoen het. Nie vir 'n ritueel nie, maar om te onthou om te sê, Jesus het vir my sondes ook gesterf. Maar dit is ook 'n teken van God se beloftes. Van dit wat hy gedoen het, wat hy nog gaan doen, en die bewuswording wat ons het, hy gaan terugkom aarde toe. Want hy het gesê, ek kom terug. So ons het verskillende redes hoekom ons dit doen. Maar wanneer ons dit gebruik, dan doen ons ook 'n openbare verklaring, nie net voor mense nie, maar ook voor die geestesrealm, en dit sê, ons verklaar dat hy eendag gaan terugkom, maar ons verklaar ook in dit wat ek glo, ons geloof. Nagmaal beteken letterlik, die woord is communio ook, dit beteken letterlik om saam met Jesus in geloof, terwyl ons glo aan sy kruis, aan sy sterwe en aan sy opstanding deel te neem. Ons neem saam deel en ons glo dit. Maar wat doen ons as ons nagmaal hou? Nou as jy vir 'n kind gaan vra, en ek het altyd klein Gertjie in gedagte as ek aan dit dink, as dit eendag het ek nagmaal bedien, en klein Gertjie was so 2,5 jaar oud gewees. En ek het so op my hurke gaan sit, en was omtrent so wat 6, 8 kinders gewees, en ek het dan hulle probeer verduidelik, wat is nagmaal? En die brood is verteenwoordig Jesus se liggaam, en die wyn verteenwoordig sy bloed. En almal, maar klein Gertjie kom baie goed gepraat het ook. So hy sê, ek is omtrent so 2,5, as ek reg kan onthou. Spierwit haartjies gewees. En toe ek klaas, en ek sê vir hulle, kyk, eet nou die brood, want dit verteenwoordig die liggaam, en drink die wyn. En een van daai selfde shotglas is te gevat, en hy het gekom en te sê, cheers! En dit is wat 'n kind glo, as dit is sy verwysingsraamwerk is. Want Gertjie het nie van beter geweet nie. Maar Gertjie het agterna nie 'n kerkdiens misgeloop nie. En hy het alles opgeneem soos 'n spons. Want hy het na die tyd hoeveel keer my kom praat, en sal hy my sê, jy het dit en dit gesê. En dit is wat ons moet in ons dag tot dag lewe ook moet hê. Ons moet die woord van die Here opsuig. Ons moet dit vir onsself inneem. Maar ons moet ook besef, die nagmaal gaan nie net oor 'n ritueel nie. Want wat doen ons as ons die nagmaal gebruik? Ons kyk heel eerste na binne toe. Ons kyk na onsself. Ons kyk nie na die ou wat langs ons sit of voor ons sit, of wat ons in ons gedagtes het wat by die huis sit nie. Ons kyk na onsself, en ons staan stil. En ons wees eerlik met
met onsself en ons kyk, wat gaan in my hart aan? Hoe voel ek vandag? Is ek en die Here op 'n goeie plek? Dan kyk ons, skuld jy iemand dalk 'n verskoning? Of hou jy 'n wrok teen iemand anderste daar buite? Want net jy gaan dit weet. Ander mense kan goed vermoed, maar jy gaan weet, is die wrok nog daar? Of is ek al oor dit? En wat sien jy as jy stil raak en na jouself hier binne kyk? Want die antwoord wat jy sien en wat jy op hierdie oomblik voel, gaan bepaal hoe jy vandag die nagmaal gaan deelneem. As jy weet jou hart word getrek deur sondige dinge, dan is die nagmaal vandag vir jou 'n ervaring van vergifnis. Om dinge vandag na Jesus toe te bring en vir sy vergifnis te vra. Miskien ervaar jy oorvloed in jou lewe. Miskien is jy geseën en jy is op 'n goeie plek in jou lewe. Dan gaan jy vandag die nagmaal as 'n ervaring van dankbaarheid vir jou goeie lewe en vir jou plek in jou lewe waar jy nou is. Gaan dit jou motivering wees om te sê, ek gebruik nagmaal uit dankbaarheid uit. Dalk is jou hart seer vanoggend, as gevolg van iets wat gebeur, of dalk nog steeds aan die gebeur is. 'n proses wat nog nie afgehandel is nie. Dan is vandag 'n ervaring van wat Jesus op hierdie oomblik besig is om vir jou te doen, en dat hy al is wat jy nou nodig het. So kyk na binne en bepaal vanoggend jou ervaring wat jy vir die nagmaal vandag sal hê. So wat is hierdie nagmaal? Dis 'n onthou ete. Dis 'n spesiale ete waar ons Jesus se kruisdood herdenk en dat hy vir ons sondes gesterf het. En ons lees in Lukas 22 vers 19. Toe vat Jesus die brood en sê vir God, dankie daarvoor. En hy breek dit in stukke en hy gee dit vir sy disippels. Vat dit en eet. Dit is my liggaam. Dink elke keer aan my as jy hierdie brood breek en eet. Onthou, dan sal ek my lewe, onthou dat ek my lewe vir julle opgeoffer het. En van die ander vertalings lees ons tot my gedagtenis. Ons vergeet en ons twyfel so maklik. Want tydens die nagmaal herinner ons onsself, wat het Jesus vir my gedoen? En die nagmaal is 'n waarborg van 'n nuwe verbond. Ons lees dit in Matteus van hierdie nuwe verbond. En dan sien ons ook dat die wyn en die brood is 'n teken wat ons herinner dat Jesus se liggaam het ons vrygekoop. Dat ons vrygekoop is met sy liggaam ons is vrygekoop deur sy liggaam wat vir ons gebreek is, sodat ons gesond kan word. Maar ons is ook deur sy bloed, deur die wyn wat ons gaan drink vanoggend, ook vrygekoop. En dit verseker ons, net soos ons seker is dat ons brood en wyn eet en drink, net so seker kan ons weet, dat ons in Jesus nou God se kinders is. Ons behoort aan mekaar. En met die nagmaal vier ons ook die feit, dat ons nie net aan Jesus behoort nie, maar ook aan mekaar. Ons geniet saam hierdie maaltyd nou, om vir mekaar te sê, dat ons is broers en susters, in een groot huisgesin. Ons is aan mekaar verbind, en is lief vir mekaar. Kom ons gaan dan nou, en ons gebruik die brood, as 'n teken van sy liggaam wat vir ons gebreek is, en direk daarna gaan ons die wyn drink, as 'n teken, dat sy bloed ons vrygekoop het.
1 Korintiërs 10 vers 17 verduidelik het met die beeld van die brood. So deel baie mense een brood. Daarom vorm ons as 'n gemeentelede 'n hegte eenheid as ons saam die nagmaalsbrood eet. Al is ons baie verskillende mense. Ons verwag dat Jesus weer sal kom. Deur die nagmaal te gebruik, sê ons ook dat ons Jesus se wederkoms verwag. Ons weet dat almal van ons sy kinders is en dat ons eendag weer by hom sal wees. En ons bevestiging is 1 Korintiërs 11 vers 26. Elke keer as julle van hierdie brood eet en uit hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy weer kom. So baie mense sê dat hulle gelowiges is, maar hulle leef asof hulle nooit sal doodgaan nie, asof môre nooit sal kom nie. Hulle maak hulle baie tuis in hierdie lewe waar hulle vandag is. Hulle spandeer geld en tyd aan dinge om hulle lewe gemakliker te maak, asof ons nie tydelik is in hierdie wêreld nie. Vir die persoon wat in 'n verhouding met Jesus is daar verwagting om te sê, ek gaan eendag weer vir Jesus ontmoet. Ek gaan hom van aangesig tot aangesig sien. Daar's 'n afwagting in my lewe dat ek nou gereed is om Jesus te sien. Die eerste keer wat Jesus gekom het, was dit in die vorm van 'n baba gewees, 'n lydende dienaar. Maar as hy weer kom hy as 'n verlossende koning, 'n bruidegom om sy bruid te kom haal. Nagmaal herinner ons ook, hy gaan weer kom. Om hom te sien sal die mees wonderlikste ding wees wat jy ooit beleef het. En dit is goed om met hierdie verwagting te leef, om te weet, Jesus is op pad. Hy kom. Daar kan jou liggaam siek wees. Daar kan jy by 'n plek kom wat jy kan sê, ek voel nie meer so goed in die liggaam waarin ek is nie. Maar ons weet, ons gaan met 'n nuwe liggaam geseën wees. En Jesus sê ook in Matteus 26 vers 29, ek sê vir julle, van nou af sal ek nie weer van hierdie wyn drink nie, tot op die dag wanneer ek saam met julle die nuwe wyn in die koninkryk van my Vader sal drink. Jesus is op pad met nuwe wyn. So die nagmaal wat ons gebruik het, is 'n vreugdesfees. Ons is bly wanneer ons die nagmaal gebruik, omdat ons Jesus se kinders is. Soos dat ons as mense partytjie hou, wanneer ons bly is oor iets, of 'n verjaarsdag partytjie wat op pad is, of enigiets, selfs 'n huwelik, hou ons partytjie. So moet ons ook ons nagmaal met blydskap vier, want ons weet, Jesus het ons sondes vergewe. Hy het ingetree vir ons, en ons tree uit as oorwinnaars. In Openbaring 19 vers 6 lees ons van die bruilof van Jesus en sy bruid, of sy kerk. Dit vertel ons dat dit in die hemel sal wees soos op 'n troue. Nou ek weet nie hoeveel troues was julle al wat dit hartseer was nie, maar die troues wat ek op was, gaan op partykeer die vreugde en die blydskap gaan partykeer oorboord, veral as die bruidegom sy beurt het om te gaan praat. En so moet dit ook wees tussen ons as medegelowiges. Ons moet met vreugde en blydskap opstaan en sê, dis nog 'n nagmaal wat ons vier. Dis een nader voor Jesus kom. Want nagmaal is 'n dankie sê tyd. Ons sê dankie vir God se genade van 2000 jaar terug, wat hy sy seun gestuur het, om vir ons sondes te kom sterf, om die dood te oorwin, en daardeur vir ons te kan toelaat om in hom te glo, om met ons 'n nuwe verbond te sluit, om te sê, jy is my kind, en ek is jou pa. Ons sal altyd by hom wees, en dit is wat ons vandag gedenk het. Kom ons staan saam, en ons sing saam die nagmaalslied.
Ons gaan vanoggend lees uit Lukas 2 uit. En soos julle sien, is daar redelijk baie versies wat ons gaan lees. En ek dink ek het dit al van tevore gesê, is as gevolg my seun. Want hy het 'n hele klomp jare terug gesê, ek kan dit nie hanteer as ek na kerk toe gaan en die predikant lees hier 'n stukkie, lees daar 'n stukkie, en ek moet huis toe gaan en die res gaan lees. Hy sê, ek is mos nou klaar daar, lees dit vir my. So ons gaan vandag in konteks dit lees, sodat ons weet waaroor die preek gaan. Laat ons nie raai om te sê, dis waaroor die preek gaan nie. Maar ook, in my voorbereiding het ek gesien, ons het 'n geneigtheid om dinge te lees. En dan as jy begin kyk daarna, dan sê jy maar, ek is seker ek het dit nie raak gelees nie. En dan gaan jy terug en sê, maar ek het dit raak gelees. Want ons lees dit raak, maar ons ontvang dit nie raak nie. Ons lees dit, maar dit sink nie in wat ons lees nie. En veral soos hierdie ook, wat dit 'n redelike lang ding is, nie vers, gedeelte, gaan daar op 'n plek kom wat jy gaan kom en sê, maar ek onthou nie dit nie. Nou in die oomblik as jy dit herhaal, dan sê, nou onthou ek dit. Hoekom het ek dit nie in konteks al gesien, in die oomblik toe ons besig was om dit te lees nie? Maar dit gebeur met ons almal, en ons almal is daar. Want dis wat vir die Here vir ons die openbaring gee, dat hy vir ons die Heilige Gees gee, soos wat hy hier vir Simeon en Anna ook die Heilige Gees mee toegerus is. Ek het al 'n paar keer hierdie hoofstuk in my lewe gelees, en die boodskap wat ek hier kry, is gewoonlik die boodskap wat jy net so voor Kersfees vir mense gee. Dis 'n regte Kersfees boodskap hierdie. Nou ons is in Maart, ons is nie in Kersfees nie, en dit is doelbewus ook dan, dat ons vanoggend dit gaan lees. Lees gerus saam, Lukas 2 vers 21 tot 40. Die besnydenis, die afsondering en die reiniging. 8 dae later, toe dit tyd was om die baba te besny, het hy die naam Jesus gekry. Die naam wat deur die engel genoem is, nog voordat hy in die moederskoot ontvang is. Toe die reinigingstyd, soos deur die wet van Moses bepaal, vir hulle verby was, het hulle hom na Jerusalem geneem. Na Jerusalem toe gebring, om hom tot beskikking van die Here te stel. In die wet van die Here staan daar immers, elke eersteling van die manlike geslag moet voor die Here afgesonder word. Hulle het ook die reinigingsoffer gebring volgens die voorskrif in die wet van die Here, naamlik 'n paar tortelduwe of 2 jong duwe. Nou, ek wil net vir 'n oomblik daar stop. Hierdie babatjie was 'n babatjie gewees. En omdat ons 'n baba in die huis is, jy voel dit soveel anders aan om te dink, hierdie klein babatjie, moet jy nou volgens die reinigingsoffer, volgens die bepalings van die wet, moet jy sekere dinge doen. En dit is nie altyd maklik nie. Dit is nie altyd iets wat jy lees dit, jy sien dit, maar ek dink, Josef en Maria moes ook deur 'n tyd gegaan het hierso, as mens, om daai opoffering te bring. Ons lees nou verder. Waar was ek? Simeon en Anna by die tempel. Met my vers 25. Daar het destyds 'n man met die naam Simeon in Jerusalem gewoon. Hy was getrou aan die wet en vroom, en het uitgesien na die koms van die verlosser van Israel. Die Heilige Gees was op Simeon, in vers 26, en het aan hom bekend gemaak, dat hy nie sou sterwe, voordat hy die gesalfde van die Here sou gesien het nie. Deur die Gees gelei het hy opgegaan na die tempel toe. En toe die ouers die kindjie Jesus bring, om vir hom die gebruikelike bepaling van die wet na te kom, vers 28, het Simeon hom in sy arms geneem en God geprys en gesê, Here, laat u dienaar nou in vrede gaan, volgens u woord, omdat my oë u verlossing gesien het, wat u gereed gemaak het voor die oë van die volke, 'n lig tot verligting van die nasies,
en tot eer van u volk, Israel. Sy vader en moeder was verwonderd oor die dinge wat van hom gesê is. Simeon het hom geseën en vir Maria, sy moeder gesê, kyk, hierdie kindjie is bestem tot 'n val en 'n opstanding van baie in Israel, en tot 'n teken wat weerspreek sal word. So sal die gesindheid van baie mense aan die lig kom, en wat jou betref, 'n swaard sal deur jou siel gaan. Daar was ook 'n profetes, Anna, 'n dogter van Fanuel uit die stam Aser, en sy was al baie oud. As jong vrou was sy 7 jaar getroud, en na haar man se dood, 37, vers 37, het sy 'n weduwee gebly. Sy was nou al 84 jaar oud. Sy het nie van die tempel af weggebly nie, en het God dag en nag gedien deur te vas en te bid. Juis op daardie oomblik het sy nader gekom en God gedank en oor die kindjie gepraat met almal wat na die verlossing van Jerusalem uitgesien het. Toe Josef hulle alles nagekom het wat hulle die wet van die Here voorskryf, het hulle na Galilea toe teruggegaan, na hulle eie dorp Nasaret. Die kindjie het gegroei en sterk geword, en hy was vol wysheid, en die genade van God was op hom. Ons gaan tot sover lees. Kom ons staan en ons sing 'n lied tot eer van die Here. Gelukkig vas ek nie sjokolade hierdie 40 dae nie. As ander dinge wat meer belangrik is. In Lukas 2 sien ons hier, loop ons die wet en die profete raak. Soos ons laasweek gesê het, Josef was hierdie man wat godsvreesend was, maar hy was ook, hy het die wet geken en hy het die wet onderhou. So, as ouer van Jesus vervul hulle noukeurig die voorskrifte van hierdie wet ten opsigte van hulle eersgeborene. En dan sien ons die teks word omraam. Elke detail moet gedoen word. En in die middel daarvan van hierdie tekste sien ons dan dat hierdie 2 profete hierdie kind herken en hulle kom en hulle begin oor sy betekenis praat. Want wat wil die teks vir ons hierso sê? As ons nie meer kan hou om op God se hulp te wag nie, dan skep ons vir onsself afgode. Nou ek is seker julle het gesê, maar ek het dit nie raak gelees nie. Gaan lees weer. Want Christus is deur God vir ons gegee. Want ons sien ook, hy is vir ons gegee tot 'n val of tot 'n opstanding. Christus kan ons val wees. Dit kan wees dat ons sê, dis nie ons keuse nie, ons wil hom nie hê nie. Dan is dit het ons die keuse gemaak om te sê, ek wil nie Christus aanbid nie. Dis ons val, of dis ons opstanding. Ons as Christene glo in Christus as ons opstanding. Hoekom sê hierdie vers dit? Sodat ons as 'n gemeente nie moedeloos moet word nie, maar dat ons sal begin glo. Want hoe lyk 'n gemeente in wie se lewens die teks waar word? Want ons volgens hierdie teks leef. Is ons daar? Is Jesus ons enigste troos in lewe en in sterwe? Want ons moet besef, ons almal moet eendag sterf. Dis op die tafels. En as iemand kom en sê, maar weet jy asseblief, ek het 'n ruk terug iemand gehad en gesê, kom bid net vir my pa, hy 86, laat hy net nie moet sterf nie. Sê ek, asseblief, op 86 wil hy dalk al sterf. Nie dat ons hom dood wens nie, maar ons almal moet een of ander tyd moet ons gaan. En daar is dit op 'n plek wat ons moet kom en sê, ek volg Jesus in lewe en in sterwe.
Na hierdie naweekse gebeure, het ek ook besef, dat die wêreld leef al 'n geruime tyd, saam in spannings, in hierdie spanningstyd waarin ons nou is, tussen Palestina en Israel en Iran, en Iran en almal, en oral is dit amper in mekaar in begin die gevegte raak. Maar die Palestynë en Israelies kom nou al vir 'n hele ruk, kom hulle al met hulle moeilikheid aan. En daar's bomgevegte, daar's tot al prente van die twee vlae wat in mekaar gevleg is om te sê, dis een land waaroor ons heeltyd beklei. Want kort hoor jy van nog 'n bomaanval. En dan hoor jy, die Palestina het Israel ingeval. En dan is die Israeliete weer kwaad en hulle stuur weer wraak aanval na Israel toe, na Palestina toe. En dan raak Palestina weer kwaad en dan bind een of ander ou weer 'n bom vas en hy hardloop oor en hy gaan blaas weer 'n klomp Jode op aan die ander kant. En dis een bose kringloop. Want Palestina het 'n groot slagveld geword. Selfs in die omgewing van Bethlehem, waar die engele destyds gesing het, vrede op aarde vir die mense in wie hy welbehaag het. Klap die skote en ry daar panserkarre vandag rond. Dit is nie meer 'n land soos dit ons in die Bybel dit leer nie. Dat nasies so met mekaar maak, is mos ooglopend teen God se bedoeling. Dis nie wat hy in gedagte gehad het vir die aarde om te sê, weet jy, ons moet permanent in mekaar se hare wees nie, ons moet mekaar permanent met bomme opblaas nie. Want God het 'n ander plan met ons gedagte. En dit het in die tempel duidelik geword. Toe 'n ou man hierdie 6,5 week oue babatjie gesien het. Die baba Jesus. Want Lukas sê dat die Heilige Gees het oor Simeon gekom. En hy het geprofeteer oor hierdie baba. Hy het gesê, dis 'n verligting, dis 'n lig tot verligting van alle nasies. Daar's iets oor die baba Jesus vir ons toekoms genoem. En daar's gesê dat die baba God se verlossing is, wat hy gereed gemaak het voor die oë van al die volke. Nou daai plek waar Simeon gestaan het, toe hy dit gesê het, bestaan vandag nog. Die tempel is weg. Daar's nou net 'n klaagmuur oor, by fondasies, wat die Jode vandag nog gebruik. Maar daar staan ook 2 moskeeë. Nou nog die Jode, nog die moslems, glo dat hierdie kindjie, van wie Simeon sulke goeie goed, wonderlike goed gesê het, dat hy die Messias is. Maar selfs dit het Simeon ook voorspel. Want hy het oor Jesus ook gespreek, dis 'n teken, Jesus is 'n teken wat weerspreek sal word. Gaan kyk gerus, ons het dit net nog gelees. Laat nie almal sal glo in Jesus nie. Daarom is dit goed om hierdie verhaal van hierdie mense wat in die tempel was, Simeon, Anna, Josef, Maria en dan die baba Jesus, dat ons dit nou na Kersfees begin lees. Want so kan ons nou na hierdie gedeelte luister en ons kan begin dink daaroor sonder die sentiment van liggetjies wat iewers in 'n boom hang of onnodige geskenke wat ons gaan kry of dinge wat in ons lewe gaan gebeur wat ons weet as ons na Kersfees toe opwerk, gaan ons nie lank na Kersfees nie, is dit nuwe jaar. En ons is in 'n liggaamlike tyd in 'n plek wat ons sê ek wil net afsit, ek wil net rustig wees. Speel net die Kersmusiek vir my. So dis nodig dat ons na hierdie verhaal luister, nie in daai tyd nie. Want met die lees van en die dink van hierdie verhaal, losstaande van Kersfees, het ek weer eens besef, dat ons as mense voortdurend voor een groot beslissing geplaas word. En jy kan hierdie beslissing in verskillende woorde formuleer. Maar dit bly basies altyd dieselfde beslissing. Of jy probeer jou eie lewe red,
of jy laat toe dat God jou lewe red deur Jesus. 'n Mens kan hierdie waarheid ook anders sê. Of jy word gevind deur die ware God, of jy fabriseer vir jou eie afgod. Of jy kan nog 'n slag anders ook sê. Jesus is vir jou of 'n val, of hy is vir jou verlossing. Hy is jou opstanding. Om te verduidelik wat ek wil sê, gaan ek 'n verhaaltjie vertel, en so met die uitlei daarvan, so in die loop van dit alles, hoop ek, sal dit duidelik word, hoe ek hierdie woord van die Here in hierdie teks gehoor het. Want is nodig baie keer, om dit op ons eie grondvlak ook te kan bring. En hierdie verhaal, sover ek kan vasstel, is die waarheid. En dit het gebeur in 1870, nou dis meer as, dis 156 jaar terug wat dit gebeur het, in Amerika. En dit was in die tyd toe die stoom engines maar pas ontwikkel is. En die treine was die wonderlike uitvloeisel van hierdie stoom engines. En deur die treine het daar ook dan verskriklik baie werk weer gekom, want spoorlyne moes gebou word, tonnels moes gegrawe geword het. En by een so tonnel wat in aanbou was, nou as jy hier kyk, daai mannetjie in die middel, is John Henry, ek gaan oor hom praat. Nou hy lyk nie daar baie groot nie, maar as jy gehoor het wat hy gedoen het, dan gaan jy weet, hy is eintlik 'n groot man. Want daai swart man was bestem om 'n legende in Amerika te word. Hy was lid van die span wat die Big Bend tonnel moes gegrawe het. En hulle take was om gate in die tonnels in te kap, sodat dinamiet daarin gestop kan word, en dan so die pad van die tonnel stukkie vir stukkie oop te blaas, tot hulle aan die ander kant uitgekom het, deur die berg te gaan. Nou, hierdie boorwerkers moes verskriklik sterk gewees het. Ek het by die huis 'n 10 pond hamer, en ek wou hom saamgebring het, tog ek nee, dis te veel moeite. Ek het nie nou die krag vir 'n 10 pond hamer nie. Ons gaan nou oor die 10 pond hamer praat. Want hierdie boorwerkers het gewerk, soos hierso, hierdie ene, met 'n hamer en 'n weet jy wat is daai, dis nie chisel nie, maar dit is soos 'n tipe van 'n chisel wat hulle dan ingekap, en dan kap hulle met die hamer in, en so kap hulle dan, en dan, dis nie daar, voor die ligdruk bore wat ons vandag het. So het hulle dan gegaan, en hulle het gate ingekap, en deurgevoer, sodat hulle die tonnels kon oopgeblaas het. Maar die eendag is hulle nog so besig om te werk, toe stop daar 'n stoomboormasjien. En hulle het gesê, dis 'n eksperiment wat hulle wil kom doen. Het by hulle gestop en gesê, hulle gaan nou met hierdie masjien kyk, hoe gaan hy gate boor? Want hierdie maatskappy wil dit uittoets om te kyk, gaan dit meer effektiever wees om met 'n masjien te boor, as om mense aan te stel om die werk te gaan doen? Is dit beter en is dit goedkoper, as wat die hamerslaanders dit kan doen? En natuurlik, die werkers was hoogs ontsteld geweest, want die oomblik as hierdie masjien die werk gaan beter kan doen, sit hulle sonder werk, is hulle op straat. Want hulle rede was, as die masjien hierdie werk regtig beter as ons kan doen, en is goedkoper as ons kan doen, gaan hulle ons fire. En dis toe wat John Henry besluit het, bietjie arrogant dalk, het hy besluit, ek sal hierdie masjien uitdaag. En hy het gegaan, en waar hulle met 'n 10 pond hamer gegaan het, het hy 2 20 pond hamers gevat, en gesê, kom ek daag hierdie masjiene uit. Ek kan dit vinniger en beter doen, as wat die masjien dit kan doen. Maar hulle sê hy was groot en hy was sterk geweest, maar sy fotootjie lyk nie, maar dit kan ook verwarrend wees. Want met 'n overall, soos hulle sê, as jy regte spiere het, dan is die seëning reg. So, hulle sê hy was groot en hy was sterk geweest, en hy het die masjien uitgedaag om te sê, ek wil dit graag doen, ek wil in die masjien kyk, wie is die beste. Nou hy het gegaan, en vir 35 minute het hy die masjien die stryd aangesit, met 22 pond hamers, en hy het soos 'n besetene gewerk. Hy het die gate geslaan, en hy het deurgegaan, en na 35 minute, het hy 2 gate, van 7 voet diep, kon hy ingekap het. En die masjien, het 1 van 9 voet diep kon die masjien geboor het.
Hy het gewen. Maar sy vertoning van krag het hom of sy vriende eintlik niks gehelp nie. Want die probleem is, die masjien kan aanhou, en aanhou, en aanhou. En hy moes gaan rus het. Ons as mense het die rus nodig. Maar die ergste van alles was, na sy oorwinning, toe hy gaan om te gaan sit om te rus, toe slaat hy dood neer. Hy het van uitputting gesterf. Hy het sy eie lewe probeer red, deur die masjien te klop, en so het hy sy lewe verloor. In hierdie gebeurtenis is daar 'n les, wat op vele terreine vir my en vir jou ook vandag nog van toepassing is. Die meganisme agter hierdie fout wat 'n mens in ons eie persoonlike lewe kan maak, en wat selfs 'n volk in hulle politiek en ekonomie kan maak, het ook vir my duidelik geword in 'n boek wat ek gelees het deur 'n gelowige ekonoom in Nederland. En die titel is Idols of Our Time, afgode van ons tyd. En die skrywer is Bob Goudswaard. Hy was ook op 'n stadium minister van Finansies in Nederland, en hy het later 'n professor in ekonomie geword in die universiteit van die Vrye Universiteit van Amsterdam. Hy was nie 'n teoloog nie, hy was maar net 'n gelowige wat wonderlike insig gehad het. Goudswaard het in sy boek, of het in sy hart verstaan wat Luther bedoel het. Die Luther daar bekende woorde gesê het, das Glaub is ein machtig Ding. Es macht God oder Abgod. Die geloof is 'n magtige ding. Dit maak vir ons 'n God of 'n afgod. Luther het letterlik bedoel dat enige iets op aarde kan ons gebruik om 'n afgod van te maak in plek van God, die plek wat God in ons harte kan inneem. Ons kan gaan besluit, wil ek God aanbid, of wil ek eerder vir myself 'n afgod maak? En dit gebeur telkens, wanneer ons ons vertroue op iets of iemand anders as God gaan plaas. Daardie iets word ons 'n afgod. God bly net ons enigste God, as ons al ons heil en ons eer aan hom gee. Maar ook in hierdie selfde trant skryf Goudswaard oor afgode. Hy begin deur te verduidelik van die primitiewe mense, wat iets uit God se skepping gevat het. Hulle het in 'n bos ingegaan en 'n boom gevat. En dan sê hy, hulle het dit losgemaak van waarvoor dit bedoel was. Hulle het dit afgekap. En dan sê hy, en dan het hulle so 'n bietjie 'n vorm aan dit gegee. En dan het hulle mag daaraan toegeken. Hulle het hierdie hulp van die beeld of van 'n afgod dan begin verwag. Die probleem is net dat so 'n afgod begin om offers te vra van jou, die ou wat hom geskep het. 'n Afgod vra gewoonlik dat jy dit wat jy vra, jy moet beskerm, dat dit is wat hy van jou afvra. Want Goudswaard skryf dan die primitiewe mense wou destyds kinders gehad het. En dan het hulle afgod gemaak, en op die einde het hulle gegaan en hulle kinders gaan offer vir die afgod. Maar dan skryf hy iets wat vir my nogal treffend was. Want hy sê, so werk dit nog steeds vandag. By gesofistikeerde, geleerde mense. Goudswaard skryf in sy boek, en hy wys dinge uit soos kapitalisme, kommunisme, nasionalisme, en nog vele ander wat op hierdie mense, of op hierdie manier, mense se afgode geword het. En die afgode wil juist dit wat jy wil hê, moet jy beskerm, moet jy aan hulle offer. En daaroor was John Henry 'n goeie voorbeeld. Sy werk was sy lewe. En toe kom hierdie stoommasjien. En hy het geglo dat hy in sy eie krag onsself teen hierdie masjien moet beskerm. Maar om te kon wen,
moes hy sy lewe afgee. Hy moes sy lewe opoffer, terwyl dit juis sy lewe was wat hy wou gered het. Hy wou sy werk en sy lewe beskerm, maar hy het dit opgeoffer. En waarskynlik is dit ook so met 'n bekende skrywer in Israel, Chaim Potok. Hy is 'n skrywer en 'n filosoof en hy het gesê dat sommige mense, in sy een boek het hy gesê, sommige mense het die staat Israel gesê, dit is ons Messias wat gekom het. In 1948, toe Israel onafhanklikheid gekry het, hulle gesê, ons het nie meer nodig om te wag nie, want ons het nou ons staat gekry. Dit is ons Messias. Dit is wat ons gaan beskerm teen die wrede vervolging wat ons tot dusver gehad het. Daar sal ons kinders veilig wees. Wat gebeur vandag met Israel? En ek sê dit met hartseer en glad nie uit die hoogte uit nie. Want ons as Suid-Afrikaners kan nie ons vingers wys nie. Ons kan nie na iemand anders ons vingers wys nie. Het ons nie ook gesing, ons sal offer wat jy vra nie? Is dit nie deel van ons stem gewees nie? En toe het hulle ons as jongmans grens toe gestuur, as kinders grens toe gestuur, om te gaan beskerm, ons sal offer wat jy vra. Dis 'n soort tonnel waarin jy self al hoe dieper en dieper ingrawe. Partykeer troos mense mekaar dit te sê, daar's 'n lig voor in die tonnel. Maar dis wensdenkery. Daar's nie 'n lig nie. God voorsien 'n lig vir die nasies. As ons ons lewe wil red, gaan ons dit verloor. Die probleem met God, wat die meeste mense kom, is om te sê, hy vat net so oneindig lank, voordat hy ons help. Ek wag nou al so lank op wat moet gebeur. Ek bid en ek bid en ek bid, maar niks gebeur nie. En dan word ek moedeloos. En wat gebeur as jy moedeloos raak? Jy begin na ander plekke soek. Ek het nie meer geld nie. Kom ek gaan kyk wat kan ek doen. Ek bid en ek vra vir die Here vir uitkoms, nou kry ek dit nie. Kom ek gaan kyk self wat ek kan doen. En kort voor lank het iets of iemand anders hulle plek in jou hart, God se plek in jou hart oorgevat. En daarom het Jesus dan ook hierdie vergelyking in Lukas 8:18 gesê, waar hy ons wil aanmoedig om aan te hou bid en nie moedeloos te word nie. En dis die gelykenis van 'n weduwee en 'n regter. En ons sien dat hierdie weduwee het 'n teenparty gehad wat vreeslik baie onreg aan haar gedoen het. Nou as ons gaan kyk na die tyd waar die Bybel geskryf is, het die regter in die stadspoort gesit. Hy het nie in 'n kantoor of in 'n landdroshof gesit, nie, die regter het daar gesit. En in die stadspoort het hy dan die sake behartig. En ons lees in Lukas 18, vers 1 tot 8, lees ons dan dat hierdie weduwee het gegaan en sy het haar saak by die regter gaan opsit. Nou dit is nie soos wat ons vandag die hof ken, dit word op die lys gesit of op die rol geplaas en so word van bo af gevat, nie? Nee, glad nie. Sake word nie so afgehandel voor die regter daar nie. Die regter het besluit wie se saak hy wanneer gaan doen. En as jy genoeg geld in die kant kon oorgesit het of 'n ietsie kon gegee het, dan het jou saak voorkeur gekry. En hierdie weduwee het absoluut niks gehad wat sy vir die regter kon gee nie. So sy moes elke dag stadspoort toe gaan en sy moes voor die stadspoort gaan sit en gesê, gaan ek vandag gehoor word? Want as jy nie kan betaal nie, moet jy maar jou beurt afwag. En sy het toe besluit, sy sal begin roep. En sy dag vir dag het sy gegaan en sy het die regter begin roep. En dan lees ons, uiteindelik, sê Jesus dan, het die regter moeg geword vir haar geroep. En het hy toe vir haar gehoor gegee. God, sê Jesus, is nie soos die regter nie. Hy is nie korrup nie. Wat meer is, God sien ons as sy uitverkorenes.
Daarom sal hy, al voel dit vir jou soms of dit hopeloos te lank is, sal hy reageer. Sal hy skielik, plotselings, uit die bloute uit, net help. En dit bring ons weer terug by ons teks. Die teks wat ons gelees het. Die verhaal van Simeon en Anna, Josef en Maria, en die baba Jesus in die tempel. Want ons sien hierso, Simeon en Anna was al baie oud gewees. En Anna was boonop ook 'n weduwee. Hulle word in hierdie teks, word hierdie twee ou mense as die verteenwoordigers van Israel, wat vir eeue gewag het op die Messias, uitgebeeld. Soos hierdie twee vir eeue, vir hulle lewe lang gebid het, dag vir dag, vir die koms van die Messias. Want ons lees, hulle is vroom gewees. Moes hulle gewag het, tot amper op die randjie van die graf, voordat God vir Jesus laat kom het. En net daar, uit die bloute uit, kom hierdie babatjie in die tempel in. Skielik word eeue se gebede van 'n volk verhoor. Skielik word 'n leeftyd se gebede van twee vrome mense verhoor. Skielik. Maar ons leer God hier nie net ken as een wat lank wag nie. Want baie keer voel dit ons, die Here, ek sit in hierdie donker plek. Die Here hoor my nie. Ek wag en ek wag en ek wag. En dit dreig al om moedeloos te begin word. Maar ons leer hierso, God nie net ken as mense wat sy beloftes uitvoer en mense ewe skielik help nie. Ons leer hom hier ken as die een wat sy hulp byna onopmerklik gee. So onopmerklik dat dit 'n teken is wat weerspreek kan word. En wat vir mense wat haastig is en wat groot dink, baie keer 'n struikelblok is. En dit is wat hierdie prentjie in die tempel so ongelooflik maak. Dit maak dit boeiend om te kyk, wat het in hierdie tempel gebeur? As jy na die woorde van Simeon luister en jy hoor Anna se profesie, dan sien jy die vreugde wat hierdie mense het. En jy besef dat hierdie babatjie wat in die tempel is, die wêrelds toekoms in sy hande het. Sonder hom is dit 'n groeiende duisternis wat wag vir die nasies van hierdie aarde. Want as hulle in hulle eie lot oorgelaat word, gaan hulle afgode maak. Hulle gaan afgode maak wat offers vra. En die afgode maak die toekoms al donkerder en donkerder. Maar dan sien ons, hierdie kindjie word gesê, is die lig vir die nasies. Nou lig is lewe, lig is groei, lig is vreugde. Lig is om iets helderder te maak. Lig is om iets te kan duidelik sien. Dis om troos en in hulp te begin glo. Dinge raak beter. Ons almal was op klompie jare terug. Dit voel soos in die verre verlede, waar daar beerdkrag was. Nou die 9 tot 11 beerdkrag was net die ergste gewees. As die ligte ewe skielik af is, en jy voel daai moedeloosheid. Hier sien ons, Jesus is die lig. Dis juist hierdie toneeltjie, waar die lig vir die nasies, die eer van Israel, die verlossing van Jerusalem, byna onopvallend afspeel. Dis so saad wat op 'n wye land iewers te gestrooi word. Niemand ken elke saadkorrel nie. Niemand kom dit eens agter nie. Want in die tempel sien ons ook, daar's 'n stroom van mense wat verbystap. Mense wat die tempel besoek, wat elkeen na sy priester toe gaan, wat elkeen na iewers op pad is in die tempel. Niemand kom agter, die lig vir die wêreld is daar nie. Dis asof hy wat die hemel en die aarde geskaap het, met hierdie hartsgeheim, en baie mense se ore fluister.
So lief het ek die wêreld. Hy verkondig dit nie van die dakke af nie. En hy sê daar, en as jy dit eenmaal raak gesien het, gaan net hierdie gedagte spontaan elke keer in jou hart opkom. Hy het nie gaan skree, die heiland is gebore nie. Dit het gebeur. En ons het die keuse om te begin volg. Hy doen dit om ons te laat verstaan. Hier is 'n belangrike sending. Stuur hierdie nuus die wêreld in. Dat God wil hê ons moet die wêreld vertel, dis nie te betwyfel nie, want Lukas sê dit ook in die tweede gedeelte van hierdie skrif. Gaan uit, gaan vertel die wêreld. Maar dit lyk nie of dit op hierdie oomblik die bedoeling is om sendingwerk te gaan doen nie. Die bedoeling is nie om mense aan te moedig om uit te gaan en vertel nie. Hier in die tempel, waar hierdie 6 weke oue babatjie lê, volgens die wet, tot beskikking van die Here gestel word. Hier sien ons is daar geen opdragte nie. Nie eens by implikasie nie. Want hier val die lig nie op iets wat enige mens moet doen, of moet gaan sê, of iets nie. Hier val die lig geheel en al op wat God gedoen het. Hier val die lig spontaan, skielik, op 'n nippertjie wat God gegee het. Die antwoord op eeue se gebed. As ons hoegenaamd hier iets van wat ons moet doen wil praat, is dit iets van julle moet bly wees. Maar hierdie moet sê ook nie, soos 'n onderwyser sê, hierdie moet julle somme met môreoggend klaar wees nie. Hierdie moet wat hier gesê word, is iets, soos dat Alicia sal gaan en sy by 'n beste vriendin gaan kry en sy hardloop hier na pause en sê, ek is iets wat ek jou moet vertel. Dis daai moed. Dis daai iets van, kan jy dit glo? Hy het my raak gesien. Kan jy dit glo? Dis daardie moed. Daardie wil, ek wil so graag vir iemand gaan deel. Kan jy glo? Hy het ons raak gesien. Almal van ons. Al die nasies van die aarde. Maar ook vir ons elkeen afsonderlik. Soos vir Seel, soos vir Anna. Kan jy dit glo? Ja, jy kan. Jy mag. Jy moet dit glo. Daarom het ons nie 'n afgod nodig nie. Ons hoef nie in ons eie krag, ons intellek, ons werksvermoë, ons land, ons taal. Ons hoef nie op enige afgod staat te maak nie. Ons hoef nie ten alle kostes ons lewe te probeer beveilig nie. Ons hoef nie teen hierdie meedoenlose masjiene in ons lewe van vermoeienis te sterf nie. Jesus is die teken van God se liefde, van God se trou. 'n liefde wat niks en niemand ons van kan skei nie. Maar ons het ook gelees, Jesus is 'n teken, sy liefde is nie 'n maklike teken nie. Jy moet kan glo, want hy is steeds 'n teken wat verspreek kan word. Of jy sien in hom die God raak, wat jy met jou lewe kan vertrou, of jy skep vir jou 'n afgod, aan wie jy jou lewe moet offer. Jesus is steeds 'n teken wat verspreek word, en of jy vertrou hom goed genoeg, om selfs jou lewe, om sy ontwil te verloor, wat hy dan later vir jou sal teruggee as 'n geskenk. Of jy veg om jou eie lewe ten alle koste te behou, en dan verloor jy dit nog steeds. Israel en Palestina, hierdie oorlog wat op die oomblik aan die gang is 'n oorlog wat niemand gaan kan wen nie. As hulle maar net iets kan verstaan van wat die Messias gesê het, dat jy jou lewe eers moet verloor, voor jy kan vind, sou daar 'n uitkoms gewees het. Maar selfs ons wat glo, sukkel om dit reg te kry. Gelukkig is die lig
van wat die Messias vir ons stuur op die dier, nie van ons op ons geloof afhanklik nie, maar hierdie lig is van God af. Kom ons sit net so, in ons buig die hoofde. Jesus is ons lig in ons lewe. U is ons beskermheer. U is ons veilige hawe. U is die rots waarop ons gebou is. Here, op my eie is ek tot niks in staat nie. Ek kan niks doen nie, maar ek wil ook nie meer nie. Ek wil nie meer veg nie, ek wil nie meer stoei nie. Ek wil nie meer beklei teen mens wees nie. Here, wil vandag kom in my lewe voor U kom neerlê. Hierdie lewe wat vir my so baie beteken, maar wat net soos 'n stofkorrel is. Here, U het gekom, U het die lig in die wêreld geword. Here, en ek wil deel van hierdie lig wees. Ek wil graag dat U lig deur my skyn. Laat U vrede in my wees. Maar dat ek kan besef, op my eie is ek tot niks in staat nie. Here, laat hierdie eie ek begrawe word. Laat ons voor U kan opstaan en U naam kan loof. U naam kan groot maak en U alleen kan prys. Want U is waardig. U is waardig om ook ons kruis te dra. Dankie Here dat ons met versoeke, met vrae, met behoeftes na U toe kan kom. Maar ook met ons sonde. En dat ons weet, ons sonde is vrygewas voor U. Dankie Here vir elke dag. Vir elke sonsopkoms wat ons kan opstaan en U naam weer groot kan maak. Dankie vir beskerming, dat ons nie nodig het om meer en meer in bekommernis in te gaan. Want U is daar. U hou ons veilig en U beskerm ons dag vir dag. Dankie Here vir elke oomblik wat ek kan asemhaal en kan sê, U is my God. En U is alleen die een vir wie ek die eer, die aanbidding en die insig kan gee. Hierdie gebed en elke gebed wat ek bid, is in U kosbare naam alleen, die naam van Jesus Christus, ons verlosser. Amen. Paul, kan ek jou vra om offergawes op te neem asseblief? Los maar. Oké. Ons staan gelukkig redelik hier van my af. Ons hierdie kerk begin het dat ek en hy oor die aangestel, ons sal nooit van geld praat van die kansel af. So ek staan nie meer weg by die kansel af. Hierdie week wat voor lê, man, as jy kwaad is my, dan ons sal daar. Jy maak 'n hek oop. Die hier tot al moet word. En ek ken Johan baie goed, ek ken hom jare. En ek sien hoe hierdie week hom elke maand aftaal. Sy gesondheid, sy gemoedstoestand en alles. En ons het onderneem om nie oor geld te praat vir die kansel af. Maar dit wend elke keer af na hom. So ek wil vanmôre vra, in jou hart, jy as lid van hierdie gemeente, wat jou geld in jou hand, as ons daaroor praat. En koop jou deel in hierdie gemeente, hierdie gemeenskap van gelowiges uit, sodat ons kan bly voortbestaan, en dat dit nie net op jou hand neerkom nie. 'n Mens onderneem
om te betaal. En die mens verstaan nie altyd as jy nie geld het. En ons almal is arme mense. Maar hierdie is ons gesin. Dis ons safe haven. Dis ons plekkie waar ons heen gaan. Wanneer ons hartseer is, wanneer ons vreugde beleef, dis ons plek. Maar vir sy voortbestaan het hierdie plek ook ons deelname aan finansies nodig. Ek wil noem dat net voor Josua die volk in die land, in die beloofde land ingelei het God vir hom gesê, Josua 1 vers 9, moenie bang wees nie. Moenie bang wees nie. Hy het vir hom gesê, het ek nie vir jou beveel om nie bang te wees nie. Wees sterk en vol moed, wees dapper. En hy die beloofde land inbeweeg. As ons die beloofde land wil inloop, moenie bang wees nie. God sê vir ons, moenie bang wees nie. Wees dapper om in hierdie beloofde land in te staan. Hierdie is die plek wat ons na die beloofde land kan lei. Kom ons sluit die oor. Vader van genade, ons kom na U toe. Ons lê hierdie gemeente voor U voete neer. Vader, ons besef dat elkeen swaar kry, en ons besef dat dit nie lekker is om te praat oor geld nie, maar Vader, U weet waaroor dit gaan. Daarom kan ek met vrymoedigheid hierdie gemeente voor U voete neerlê, en ek kan by U pleit, dat U daadwerklik sal intree vir ons, en ons sal ophef, en dat ons wat ons in hierdie kerk sal vermenigvuldig, sodat ons dan aanhou doen wat U wil hê ons moet doen. Maar uiteindelik, elke mens wat hier betrokke is, sal te kan lei om die ewige lewe te hê. Ons sê vir U baie dank vir alles wat hier gebeur, en alles wat mooi is, in Jesus se naam. Amen. Amen. Ons sien die fondse voor ons die fondse het. Baie dankie. Ons gaan hierna gaan as 'n lied sing, Amazing Grace. Nou, toe ons besig was met die lied, of met die beplanning, maar Amazing Grace pas nie regtig by Jesus se geboorteverhaal nie. Maar toe ek na die liedjie se woorde gaan gekyk het, toe besef ek, eintlik moet ons elke dag Amazing Grace sing. Eintlik moet ons elke dag kom en sê, hoe goed is die Here vir ons? Hoe goed is hy Amazing Grace vir ons? En ek het nog oor die naweek nou al so 'n paar keer geluister, en dit was net vir my, wow, om te sê, hoe goed is die Here vir ons met sy Amazing Grace. Baie dankie. Kom ons staan saam en ons sing Amazing Grace.